Goeiemôre almal, en baie welkom by Martin Brand se erediens. Dit lyk asof almal 'n sitplekkie gekry het. Voordat ons enigiets anders doen, wil ek die draers innooi om die kiste voor te bring. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you're still reign and you're still God. And when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. Though voices whisper that you're not, you'll never leave me nor forsake me. 'Cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. Yes, it will. Here Jesus, vanoggend kom lê ons in die ewigheidsarms van ons Redder. En vir ons harte is daar geen ander skuiling volgens nie. Alles is ontbloot. Alles is rou, alles is in die lig. Maar tog word ons toegemaak deur een wat groter is as ons. En wat baie diep in ons harte ons oplig en ons oorrig in die seer en in die smart. Vandag, Here, rou ons en vandag vertrou ons. Vandag kyk ons binne na herinneringe en ons seer. En ons probeer ook kyk verby die dood aan die ander kant in. Albei gelyktydig. Lei ons vandag, Heilige Gees, om eerstens vir Jesus te eer en te aanbid. En tweedens, Martin te eer en te vier. En om sy familie toe te maak in liefde, met drukkies, gemeenskaplike trane, nabyheid. En dankie Heilige Gees dat U hier is vanoggend. Kom ons sing saam met Jan dan Maria. Now let's stand as we worship the Lord.
Ja, soos net vanoggend voordat ons die Here aanbid. Ja, net deels is die ek voel vanoggend net om net te verwys weer terug na Jesus, wat ons troos is en wat ewig is. En soos wat Martin 'n mooi plek in elkeen van ons se harte gelos is vanoggend, en waar ons mag seer wees, soos wat ons die Here aanbid en soos wat Werner vir ons preek, kom ons draai net ons harte na Jesus wat die hoop is. Amen. Ek dink Tannie Wilma het ook gesê in haar brief dat die dood is nie die einde nie. En daarin kan ons rus vanoggend. Kom ons sluit net weer ons oë en dan loof ons die Here. Jesus, ons is so dankbaar vir U. Ons is so dankbaar, Here, vir wat U aan ons geleen het, Here. En vanoggend wil ons kyk na U, Here, en ons wil ons harte draai, Here. Na U, Here, wat die troos is, Here, wat ons hoop is. Soos wat hierdie brug sing in die liedjie, You lift me up, and You give me strength, right through to the end, Here. En ons draai vanoggend ons harte na U in Jesus naam. Amen. Touch my spirit, You make me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following, united. You are the Father, You are the Son, You are the Spirit. You're the only one. Holy Trinity, I live through You.
Christus, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, heilig Heer. Ons loof om prys om, halleluja. Loof om prys om, halleluja. Loof om prys om, halleluja. Hy is koning, heilig Heer. Die Here is ons beste, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons heil en hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Ons loof om prys om, halleluja. Loof om prys om, halleluja. Loof om prys om, halleluja. Hy is koning, heilig Heer. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, as gesyne staan op krone, en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning, want sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om, halleluja. Loof om prys om, halleluja. Loof om prys om, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Ja, loof om prys om, halleluja. Loof om prys om, halleluja. Loof om prys om, halleluja. Hy is koning, heilig Heer. Hy is koning, heilig Heer. Hy is koning, heilig Heer. Here, ek wil net saam met daai lied vanoggend stem dat dit is nie ons wat regeer nie, dit is U wat regeer. En help ons om vanoggend sag te raak onder U regering, onder U plan en hoe U besluit om die dae voor ons uit te rol. Mag ons vanoggend sê, daar's een groter as ons, wat ons innooi in sy storie, maar hy bly steeds bo ons. En voor hom buig ons harte en ons knieë en vind ons troos vanoggend. En almal sê, amen. Amen. Welkom julle weer. Ek gaan my baadjie uittrek. En as daar een ou is wat nou nie so geworry het nie, dan is dit Martin. Hy het kerk toe gekom in 'n kortbroek, plakkies. Het is verskriklik moeilik om 'n formele diens te doen vir so 'n informele vriend. Hy was reg in sy manier. Het so vergewe my as ek so klein bietjie informeel is vanoggend en ook so bietjie of the script gaan so hier en daar. Hulle wou vir my een van daai goed aansit wat hier op jou gesig sit, maar
Ek dink gedurende die diens gaan daar ook so 'n paar gelykies by my uitkom wat ek nie oor die mic wil laat gehoor en so te vra ek vir die ding dat ek hom so 'n bietjie kan beweeg. Tydens die worship toe was ek nogals emosioneel. Toe ek vir 'n oomblik gedink dat ek kry die ou jammer wat moet praat hierna en toe besef ek dit is ek. En die laaste keer toe ek hier gestaan het was dit net so moeilik. Ons was hier vir 'n vriend, Jacobus Byleveld, vir sy begrafnis. Daai tyd was dit lockdown gewees. Daar mag net 'n sekere hoeveelheid mense hier binne gewees het, maar die mense het oor die palissades geklim en dit was chaos. Ek is net bly dis nie vandag lockdown nie, want ons sou nie julle ouens kon uithou vandag nie. Ons is hier vir Martin, ons is hier vir die Here. Amen. Wanneer 'n vriend of 'n familie rou as gevolg van so 'n tragedie is, dit tyd vir nabyheid. Stil bly. Want woorde val kort. En ek wil vir almal van julle dankie sê wat die laaste week naby was, stil was, 'n drukkie kom gee het, koekies kom aflaai het, al daai goed. Dis 'n teken van die Here se liefde. Oom Torien, Tannie Wilmarie, Wian, Robin, Ouma Elise, kinders. Ons is bly dat ons by julle kan wees vandag. Dis wat ons bly maak. Dankie dat ons in oomblikke van tragedie naby julle kan kom. En mag ons dit altyd vir mekaar doen. Ons het 'n vriend verloor, maar julle het 'n seun en 'n broer verloor. Ons is hartseer, julle is meer hartseer. Ons is geskok, julle is meer geskok. Ons deel binne ons eie kapasiteit. Kom ons hou aan deel, hou aan bid. Stuur daai boodskappietjie. Nog belangriker, gebed. Kom ons bid vir die familie en vir oom en tannie en broer en die kiddos. En ons vra die Here om hulle te aanhou dra. Toe ek gehoor het van Martin se dood, het daar onmiddellik 'n vers by my opgespring. Ek gaan sommer vandag vir julle lees. Ek het my rekenaar hier, anders gaan ek die program vergeet, so verskoon my. Jesaja 57 vers 1 sê die volgende, het sê die regverdige kom om, gaan dood. En daar is niemand wat dit ter harte neem nie. En die gelowige word weggeruk, sonder dat iemand daarop let. Want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid en wat hierdie versie vir ons sê is in 'n wêreld en in 'n lewe waar ons tog God se goedheid ervaar. Baie van ons sit vandag hier en sê die Here is goed vir my. Baie van julle het op 'n call na die Here toe gedraai en sy vrede ervaar, en sy wil gesien, geskied of uitrol oor jou familie of in jouself. En ons proe die Here se goedheid. Maar wat hierdie vers ons van herinner is dat in hierdie lewe gaan ons nog steeds deur droefheid, pyn en seer. Want God se koninkryk is met ons, maar nog nie op sy finale manier nie. So as jy vandag voel of jou hart uit jou uitgeskeer is, jy voel reg, jy voel nie verkeerd nie. Dit is waarmee ons soms in hierdie lewe moet deel. Die realiteit van sonde, dood, boosheid. Maar wanneer Jesus weer kom, gaan ons sy koninkryk ervaar en daai broekies wat ons gekry het, gaan volmaak wees. Dan gaan hy ons trane afvee vandag sin ook. Dan gaan dinge anders wees. Maar in hierdie lewe sal God ons lei deur die goeie tye en deur die slegte tye. Oor die berge en deur die tale sal daar 'n herder met ons wees. Vanoggend ook. Ander ding wat hierdie versie vir ons sê is daar's tye wanneer ons die geleentheid het om by iemand se siekebed te wees. Ons groet elke dag. Ons groet 30, 40, 50, 100 kere. Dit is nie lekker om 'n geliefde te sien kwyn voor jou nie, maar dit is tog lekker om kobaai te sê. Maar ander kere waarvan Jesaja 57 vers 1 praat, is daar skere wanneer iemand van ons sal weggeruk word en ons kon nie kobaai sê nie. En dit is moeilik op 'n ander manier. Want ons kon nie hiervoor beplan nie. En jy wou dalk nog ietsie sê,
Jy wou dalk nog 'n oproep maak. En die rede hoekom hierdie in die Bybel staan, is om vir jou en vir my vandag gerus te stel, selfs wanneer iemand van ons al weggeruk word, weet God daarvan. En hy sal ons lei. Amen. Is met ons. Ek het hierdie week gebid en ek het gesê, Here, ek wil by die familie wees en stil wees. Dis wat ek wil doen, maar ek moet nou praat. Wat moet ek sê? Wat moet ek doen? Help my asseblief. En ek het gevoel dat Jesus op my hart lê dat soos ons Martin se sterfte in sy laaste dae, veral baie onthou die laaste ruk, moet ons net weer lees oor Jesus toe hy gesterf het. So ek gaan vir ons 'n stukkie lees uit Lukas 23 van vers 33 af, as jy later op jou eie wou lees. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En een van die kwaaddoeners, wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as U die Christus is, verlos U self en vir ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy nie ook vir God nie, terwyl ons in dieselfde oordeel is. Ons is skuldig, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer U in U koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. Die son verduister, en die voorhangsel van die tempel is middeldeur geskeur, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep, en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. En Jesus sterf dood. Die hoofman oor 100, toe hy sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. Jesus identifiseer vandag met ons, Jesus identifiseer met die familie, en Jesus identifiseer met Martin. Ons het 'n God wat ons in ons swakhede ken en verstaan, want ons is nie 'n God wat van ver af regeer nie, ons het 'n God wat van naby kom regeer het, en gestap het in ons skoene, honger gely het, swaar gekry het. Sy liggaam was ook gebreek, en toe het hy ook gesterf. En so wat dit beteken is, wanneer ons met hierdie goed vroeg, dan aanbid ons 'n God wat verstaan en naby is. En dit is daai ding wat ons in ons voel, wat ons laat opstaan en aangaan, die hand van God. Nou, ek wil ietsie lees oor Jesus en Martin en wat hulle in gemeen het. Woensdag 15 Oktober, net na 10:00, het Martin opgestyg in die lig in. Omtrent dieselfde tyd, 2000 jaar terug, het Jesus opgestap by 'n bultop, waar hy sy lewe sou gee. Martin se vliegtuig het geval, so net na 12, en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Jesus was op die kruis gesit, so net na 12. Voor 3 het hy sy laaste asem uitgeblaas. Oom Turin, God die Vader het sy seun sien sterf. Tannie Wilmarie, Jesus se ma het hom begrawe, Abraham se broer het hom begrawe. 'n moeilike taak, wat die familie hiervoor met baie genade aanpak, want God is met hulle. Toe Jesus gesterf het, was hy tussen mense, maar die Vader het hom verlaat en hy het ons straf gevat, so hy was God verlaat en alleen aan die kruis. Toe Martin val, toe val hy alleen, maar hy was nie God verlaat nie. Omdat God Jesus verlaat het, het hy by Martin gebly tot by die einde. Jesus se mense het sy liggaam gesoek en was weg. Toe hulle daar kom, is die daar wat hulle gedink, dit gesukkel om te kry. Oom en Tannie, Wiam, Span,
ek het die mense se name vergeet vir my, het gesoek. Het sy liggaam gekry, maar die liggaam sal terugkeer na stof, na grond. Maar die gees is van 'n ander natuur, was lankal nie meer daar nie. Die daad het was sy gees reeds by God. Ons het hom gesoek, God het nie gesoek nie. Op 'n dag soos vandag voel ons by tye God se genade en ander kere twyfel ons. Maar toe daar suffering en ellende op die aarde uitgedeel het, Jesus nie eenkant gestaan nie, hy het deelgeneem, dis ook my deelneem vandag. Hy is hierso, tussen die ouens van die kusstraat, tussen die familie, tussen ons, hy weet, hy is naby. As jy jou oë toemaak en jy haal diep asem, en jy vra vir die Heilige Gees, wys vir my, Jesus in nabyheid sal vir jou wys. Hy sal jou vertroos in die smart en in die hartseer. Ek wil vir julle vanoggend sê, ek weet nie alles nie, maar ek wil vir julle sê dat 2017 Martin Brown vorentoe gestap in 'n gemeente en het sy kop gebuig. En sy broer het sy hand op sy skouer gesit en na die Here toe gelei. Ek het dit gesien met my oë. En Jesus het hom kom wat. Sy lewe het begin verander. Nadat Jesus sy broer gered het, From of Brown se eie testament 'n donker gat en Jesus begin werk met die Browns van 'n kant af en wonders verrig. En hy is nog nie klaar nie. Martin se wandel as 'n disipel is ver van perfek. Hy sal die eerste een wees wat dit sê. Maar hy het gestoei met Jesus en ek was deel daarvan. Ek het na my WhatsApps gaan kyk. Baie van julle het dit gedoen die laaste week, nie waar nie, maar die laaste my gekontak. Fotootjie gesien, dankie vir die fotootjies wat aangestuur is. Ek wil julle 'n storie vertel, net nadat Martin sy hart vir die Here gegee het, baie vrae gehad. Daar is hoe lyk hierdie besigheid? Daar is hoe lyk hierdie by my huis? Daar is wat's my doel hierso? Dis 'n man wat stoei met die Here. Ek sê vir hom, man, ek het nie al hierdie antwoorde nie, maar ek moet Kaap toe gaan, ek moet by 'n paar gemeentes gaan preek. Hy sê ja, in ene Martinstyl, hy sê, John, jy lyk soos 'n ou wat 'n sjofeur nodig het. Ek sê, jy het die job gekry, let's go. Ons vlieg saam af tot by Kaapstad. Ek het vir ons 'n eenvoudige kar geboek. Pastoor is maar op 'n budget. Almal het vir Martin geken. Die plek is vol vanoggend. Maar banke het van Martin geweet, want toe ons al land, toe bel daar een of ander bank. Hulle het gehoor van Martin, toe sê hulle, meneer, ons het vir jou 'n kar, waarmee jy kan ry. En my chauffeur, en ek kry toe nou een of ander Z3 ding, ek weet nie wat, is dit 'n BMW? Audi? Okay, nou moet jy hierdie storie verstaan, nou daag ek by 'n kerk op om te preek met 'n chauffeur in 'n Z3, maar die ou wat die kar ry, klim uit in 'n pietiebroek en plakkies, hy worry niks. Dis Martin Brown. En van julle wat saam met hom motorfiets gery het, julle weet, hy het hierdie ding van, jy boekie by 'n Airbnb nie, jy gaan vind iemand wat jy ken, jy gaan slaap daaroor, reg? Nou gaan slaap ons by mense wat nie baie het nie, ek sê vriende van my, in 'n klein huis, ons kom maar aan met 'n Z3, ons parkeer nie, wat daar in die straat, die kar in die straat, en dis Martin. Hy het so baie vriende, maar so baie tyd vir jou. Is dit nie vreemd as ek hoor hoeveel mense het om mee gepraat het, en boodskapies en voice notes, en liefde voorgee, daar was 'n kapasiteit. Ek was omkant gevang laasweek. Volgens my was Martin nie klaar nie. Miskien voel nog van ons so. Hy het nou Jesus uitgeroep vir die vergifnis van sy sonde, maar ek het gevoel, daar's nog werk. Ek wil hom nog gou. Ek het gevoel, hy was nie klaar nie, maar ek was verkeerd. God het gesê, hy is klaar nou. Dis sy tyd. Op 33-jarige ouderdom. Hy het my 'n boodskap gestuur eendag. Hy sê, Chom, ek het 'n baie groot probleem.
Die een dominee sê, drank is jou vyand, die ander dominee sê, moet jou vyand lief hê. Hoe maak ek nou? Ek het nog ander goed hier geskryf, maar hierdie is nie 'n huldeblyk nie. Ek wil net sê, Martin, ek wil vir julle sê, Martin was deur 'n baie moeilike tyd in 2022. Martin het vergewe, soos wat ek gelowig is nog nie sien vergewe het. Hy het 'n vergewensgesindheid in hom gehad, hy het altyd 'n kans gesien. En dit was die vrug van die Here wat begin deurdruk het in sy lewe. Ek het baie respek vir hom daarvoor. Onthou vandag, ek beweeg so 'n bietjie aan van Martin na Jesus. Redding is 'n regsposisie voor Jesus Christus, mense. Wanneer 'n mens na Jesus toe kom, vergewe hy jou sonde. En as 'n gebroke mens wat nog baie sonde het, is daar 'n verklaring oor jou lewe, onskuldig, deur die sonde wat op Jesus Christus val. Dis die een deel. Die ander deel is jou heiligmaking. Nou moet jy die pad begin stap en God se beeld in jou lewe begin vorm. En ek weet nie wat Martin sou sê nie, maar ek gaan 'n bietjie creative freedom vat. Miskien sou Martin vandag sê, nou dat ek my dag en datum weet, miskien sou hy iets sê soos, ek is dankbaar dat ek op so jong ouderdom hierdie kon ervaar. Maar as ek kan terug gaan, sou ek ook meer aandag aan daai gee dalk. Miskien sou hy iets sê soos, ek is so bly vir hierdie en hierdie ervaring saam met my gesin. Maar weet jy wat, miskien kon ek ook daai en daai, en dit is nie Martin se journey nie, dit is ons almal se journey, nie waar nie. Miskien sou hy sê, ek is dankbaar vir daai dag, toe ek my kop voor Jesus gebuig het sy genade ervaar het, en miskien kon ek hierdie en hierdie anders gedoen het. Maar dit was Martin se pad. Wat van jou? En wat van my? En dalk stoei jy ook met die Here op hierdie oomblik in jou lewe. Miskien is jy vandag hier en jy kan getuig dat ek voel die Here trek my, maar ek weet nie wat om daarmee te maak nie. Ek voel ongemaklik. Ek is uit my diepte uit. Dalk is dit jou tyd om ook te antwoord vir jou eie lewe. Martin het sy keuses gemaak. En God se wil het deur Martin se lewe, deur seisoene gegaan en geëindig. En jy het 'n storie waarmee die Here besig is met jou vandag. Dit is verskriklik lief vir jou. En hy rig gereeld uitnodigings aan ons harte wat soms 'n bietjie hard is. Vandag voel jy dalk die Here trek jy, miskien is daar ou kole van jou wat daar agter lê. Jy onthou 'n kamp, jy onthou 'n tyd waar jy die Here ervaar het en hy het met jou gepraat en jy het hom geantwoord, maar van nou is dit 'n herinnering. My uitnodiging vir jou is bely oor jou sonde. Plaas jou geloof in Jesus en maak 'n verskil. Dalk het die Here vir jou 'n hart gegee, wat stil staan, gaan tel die stukkies op, probeer weer, moenie moed opgee nie. Wat sê Jesus vandag vir jou? Gaan raak deel van die oplossing by jou kerk. Druk in, gee liefde, gee drukkies, gee om. Gaan huis toe, gaan hy jou vrou lief, omhels haar, soen haar, maak liefde met haar, dis jou vrou. Geef haar aandag. Tel jou kinders op, swaai hulle, speel met hulle. Dis vir 'n kort tyd in jou huis. Ons gawes in jou, gebruik dit. Nooi weer iemand kerk toe, lei weer iemand na Jesus toe. Ons tyd is nie in ons eie hande nie, amen. Vir afsluit met 2 gedagtes. As enige iemand in Christus is 'n nuwe mens. Jy sê vir my, ja, Werner, jy staan nie voor, jy is 'n pastoor, ek het weg van die Here afgehardloop. Maar ek is nuut gemaak. En ek het gesukkel nadat ek nuut gemaak is ook. Ek wil vir jou sê, as jy na Jesus toe kom, maak jy nuut vandag. En dan moet ons in hierdie wêreld 'n reis loop. En dan die ander ding wat ek wil sê is, daar's 'n dag wat hy die laaste traan sal afvee. Oom Dorien, tannie Wilmarie, ouma Bram,
Daar's baie nuut maak in julle gesin. Nuut maak met trane. Glimlagte met hartseer. Wonderlike goed, moeilike tye. Dit sal so aangaan. Maar daar gaan 'n dag wees waar die laaste traan sal afgevee word. Daai dag het vir Martin gekom. Maar totdat ons beurt is ons hier om 'n pad te stap. Kom ons leer uit Martin se lewe. Kom ons oordink dit, kom ons bid deur dit en kom ons vra vir die Here om wonders in ons lewe te doen. Amen. Ek wil vir ons bid vanoggend. Jesus, ek sommer net herinner hoe daai vissermanne geroep het. Hulle was besig en ons is ook besig met ons goeders. Toe sê hy, kom volg my, ek gaan vir jou leer om jou vaardighede te gebruik tussen mense, gaan vir jou 'n visser van mense maak. En ek wil bid vandag, Here, vir elke persoon wie se hart besig is met ander goed. Maar ek weet jy roep en lei. En ek weet daar's mense vandag hier wat se harte in die verlede hart is, maar dis weer sag en oop teenoor U. En Jesus, ek bid dat U sal trek elkeen na U toe vandag. En dat deur U Heilige Gees U weer geeste sal verkoop, lewend maak. Vanoggend as jy voel dis jou cue om weer die Here te begin volg met 'n nuwe passie, wil ek vir jou vra om in jou eie woorde te fluister onder jou stem en sê, Here, ek is weer reg. Om die ou kole aan die brand te blaas. Of om vir die eerste keer te sê, Here, leer my oor U, want ek ken U nie. Fluister aan die Here en sê, Here, ek is reg. Miskien het jy van jou hart 'n moordkuil gemaak en jou hart is vandag siek met onvergifnis en hartstog. Miskien wil die Here jou lei vandag om te vergewe. En om vir jou vyand te bid. En om te ervaar hoe die genade van die Here genesing bring in 'n ou hart. Ek en U is nie te oud om voor God te buig. So miskien is daar vandag iemand wat in jou gedagtes opkom en jy wil sê, Here, ek vergewe vandag hierdie persoon en ek verwag niks van hulle af nie. Maar ek vergewe en ek bid vir hulle om geseën te wees en om U te ken. En Here, dan laastens, dankie vir U troosting in hierdie familie. U is besig met hulle, U is nie klaar met hulle. En as ons hierdie kus voor ons sien vandag, dan weet ons liggame sal afsak, ons geeste sal opstyg vir die ewigheid. En ons onthou dit vandag. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Leroe, my vriend, is jy ready? Leroe gaan hulde bly vir ons doen. Wie is nog
moeilike taak, maar ek weet ek sou spyt wees as ek dit nie gedoen het nie. Ek is, sorry vir die bewe, mag al nie die woorde uitkry nie, maar ek moes draai. So ek het 'n brief geskryf, halfpad vir Martin, halfpad aan Martin. So hier is hy. Liewe Martin, almal sê vir my daar's geen woorde nie, maar ek sal stry. Ek het baie woorde, grappies, stories, liedjies, sê goedjies deur die jare in my kop versamel. Van tye waar jy jouself in die beste snaakse manier ooit kon uitdruk. Dit maak nie eintlik saak wat jy probeer kom het nie, wat jy probeer kommunikeer het nie. Jy het dit op jou manier gedoen en dit was so anders as die res. Ek het ook al baie ander kante van jou gesien, as net humor. Maar daar was jy ook uniek. Die aanmoediging, die raad, die moed in praat, die jammer kry, die liefde gee. Jy het net jou eie manier gehad. Ek ken jou al vir 23 jaar. Dit was te kort vir wat ek nodig gehad het van jou. Ons het die lewe geleef. Ons het die land van soveel kante en op soveel maniere gesien. Die probleem is wel nou dat ek nêrens kan gaan sonder om aan jou te dink nie. Ek sien dit wel nie as 'n straf nie. Ek het vir myself gesê, ek gee my die week om te rou, maar daarna gaan ek dit begin vier. Ek het baie in die lewe by jou geleer, hoe om op my voete te dink, hoe om die goed in mense te kan sien, hoe om te vergewe, hoe om aan te beweeg, hoe om sterk te wees en om 'n vriend te wees. Die laaste een is ek wel nog nie op die vlak van ondervinding waar jy was nie. Jy het 'n manier gehad om mense in te lok. Jy kon hulle charm. Jy het my gecharm. Jy het dit reg gekry, laat mense jou mis. En dit was nie 'n triek nie, dit was net wie jy was. Jy het mense by mekaar gemaak soos niemand wat ek ooit geken het nie. Jy was vrot van die connections. Ek hoop jy het geweet, hoe belangrik jy vir my was. Hoe nodig ek jou gehad het. Hoe jy my lewe gered het. En hoe ek altyd sal dankbaar wees. Na my ongeluk het jy my elke aand en oggend gebel. Vir 3 maande lank. Sonder my dag te mis. Ek sal dit nooit vergeet nie, dit was jou hart. En nou vandag moet ek jou groet. En probeer deel met hierdie situasie. Maar ek weet dat ek sal kan, want jy het dit hoeveel keer vir my gesê, oor honderde voice notes, dat ek in staat is tot alles. Daar is 'n groot gedeelte van my op baie berg saam met jou oorlede. Maar daar is ook 'n groot gedeelte van jou, wat in my en al jou vriende en almal wat jy aangeraak het voortleef. Ek weet nie dat ek weet nie daar waar jy sit as jy rustig, onbewus van die storms teen die damwal, of hoe dit storm teen die rand. Die golwe van jou duikslag stref onverwags die land en 'n brander van hartseer, skok en trane verspoel ons toekomswense plat soos kinderkasteeltjies op die strand. Jy gaan gemis word. Jy was 'n getroue soldaat. Dankie vir alles.
gaan nou 'n video speel. Ek hoop jy het jou tissue reg. Die hart is. Dankie julle.
Ek gaan net vir ons die bedankings doen. Dankie vir julle geduld, julle liefde. Ina en Hannes van Secunda Vliegskool vir hulle hulp en ondersteuning. Hulle was al op pad van Maagheid terug na Secunda en het teruggegaan en ons heeltyd op hoogte gehou van die soek en die reddingsoperasie. En ook daar gebly tot Saterdag nadat al die formele dokumentasie afgehandel was. En ook met ons die begrafenisonderneming gereël vir die vervoer van Martin van Hawick na Secunda. Piet Melanie en Shalandri Potgieter wat by ons kom sit het en ons bygestaan het, vandat ons die eerste boodskap gekry het tot die laaste bevestiging dat Martin oorlede is. Kruikgemeente vir die beskikbaarheid stel van hulle fasiliteite, die voorsiening van die verversings. Dankie Werries, Marie en Janda vir die musiekbegeleiding. Thys Swart en sy span van Hoofveld begrafenisdienste vir hulle uiters professionele ondersteuning, reëlings en behartiging van die begrafenisverrigtinge. Ina Annandale vir die ontwerp en druk van die begrafenisbriewe, Leroux Meyer vir die saamstel van die skyfie vertoning, M.J. Gerry, Lodewyk, P.W. Nel, Leroux Meyer wat dadelik ingespring het om die regsaspekte en finansiële inligting bymekaar te kry en begin planne maak om Digimac te laat voortbestaan. Digimac personeel, Clarin, Renier, Shanay, Christo en Lynette wat gesorg het dat die dag-tot-dag bedrywighede van Digimac voortgaan. Dankie vir die Shofar gemeente wat elke dag vir ons kos voorsien het. Vir almal wat boodskappe gestuur het en wat ons kom besoek het in hierdie baie moeilike tyd om ons te ondersteun en hulp aan te bied. Dankie almal. Julle word waardeer. Wat volgende gaan gebeur is, ons gaan uitbeweeg die familie saam met die kus eerste en dan gaan ons finaal groet by die waar. Hy gaan vir ons die gebed doen en dan gaan daar geleentheid wees, familie eerste en dan vriende en geliefdes om ietsie op die kus neer te sit en ek wil baie te sê, baie belangrik as ons klaar is buitekant, dan gaan ons weer inkom om ietsie saam te geniet. Die kusdraers kan dus in posisie kom. Dankie julle. Kom ons gee net die mense wat die kusdra kans om eers lekker uit te beweeg sonder om hulle pad te wees, dan kan ons lekker agterna gaan. Dankie almal. Staan asseblief.
Baie mense wat uitkom. Ja. Ja, is okay. Hierdie gaan so 2 of 3 minute vat oor jy las. Baie mense. Sorry vir die sonnetjie. Jy het dit. Meer gevoelens. So, hierdie ouetjie staan baie, nee. Mag ons nader staan asseblief?
Ready. Ja, uiteindelik oor die petals werk nie, hoor jy. Okay, almal, weet nou of julle my kan hoor nie, ek sal my bes probeer, ek sal nie lank wees nie, ons het genoeg gepraat, net finaal vir die familie, ons is lief vir julle, ons deel in julle seer, hierdie is 'n verskriklike moeilike oomblik, ons wil nou net 'n seën oor julle bid. Vandag is ek net bly om te kan vir ons verklaar, dat Jesus sê, alhoewel die vyand kom om ons te besteel, kom ek om vir julle lewe en lewe in oorvloed te gee. En vir elkeen van ons vandag kan ons weet, maak nie saak waar jou lewe vandag is, as ons die Here vertrou, weet hy hoe om oorvloed in ons lewe in te bring vandag, en ons te lei vorentoe. Maar selfs in dit, sal die liggaam begin breek op 'n kol. Die liggaam sal gesaai word in swakheid, en in die grond beland, maar die gees kan met God versoen word. En my gebed, die familie se gebed, is dat ons dit sal onthou vandag. Dat ons sal onthou dat ons hierdie dag sal onthou as 'n dag wat die Here elkeen van ons weer genooi het en Martin gebruik het om vir ons 'n storie te skryf wat in ons lewe kan ingevoer word. Kom ons onthou dit vandag. Ek wil 'n seëning oor die familie bid. En ek wil vra dat jy jou arms uitsteek daar waar jy staan en net saam met my in jou hart bid. Kom ons bless hierdie mense. Ons vra dat die Here hulle sal troos en dan gaan ek oorgee aan Thys. Here, ek bid vandag vir die Browns, oom Torien, tannie Wilmarie, Wian, Robin, ouma Elise, die kinders. Ons seën hulle vandag. Vandag het ons seer, vandag rou ons. Maar ons rou 'n bietjie anders as die wat rou sonder hoop. Sal u vandag met u arms kom en kom toemaak dit wat oop is. Sal u vandag saam medelee hê, saam huil, saam treur. Maar soos Leroux ook gesê het, ons aan die ander kant uithelp, waar ons op 'n kol gaan begin terugkyk. En vir die eerste keer gaan daar weer 'n glimlag wees, 'n herinnering, en dan weer 'n traan. Maar u het medelee met ons, en u stap met ons, seën hierdie mense vandag, beskerm hulle, dra hulle, ons eer hulle, en ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Laastens, Here, wil ons sê dankie vir Martin se lewe, dankie vir elke dag, dankie vir elke oproep, elke voice note, elke grappie, elke oomblik. Ons kyk terug en ons is dankbaar daarvoor, en ons eer die naam daarvoor. Amen. Dankie Thys. Ons gaan eers geleentheid gee vir die naaste familie om te kom afskeid neem en dan kan die vriende vir ons nader staan. Dankie.